Geagte vriende, welkom weer terug by ons Aries Reformed Church en ons gesprekke, ons geselsies oor die woord van die Here. En vandag wil ek bietjie praat oor rebellie. Om 'n rebel te wees, en ek dink baie van ons is heel moontlik ook rebelle. En ons stukkie gaan hierdie Sondag en ook dan nou in ons gesprek hier oor Romeine 7. Jy kan dit self maar by die huis lees. En Romeine 7 vertel vir ons iets van die rebelsheid van die mens. Voor ons daaroor praat, kom ons maak net ons oë vinnig toe. Here, ons kan nie anders as om u Gees te vra om ons te lei in ons gesprekke nie, en om ook u woord vir ons te open nie. So ons bid ook daarvoor dat u ons harte sal open vir die woord nou. Amen. So vriende, ek weet nie of jy onthou nie, baie jare terug, weet ook nie of dit soveel jare terug is nie, was daar 'n liedjie oor, en ek weet nie eers wie dit gesing het nie, maar die liedjie het gegaan oor our kids, we don't need no education, en dan teacher, leave the kids alone. Ek weet nie of jy die liedjie kan onthou nie. Daai liedjie het absoluut gegaan oor rebellie teen alle regulasies en wette en eintlik maar net goeie optrede, gedissiplineerde optrede. En natuurlik, dit is seker oor die hele wêreld nog steeds vandag, is die hele ding aan die gang om 'n rebellie teen alle moraliteit, teen etiek, teen goeie optrede. Ongelukkig is dit die tyd waarin ons leef. Alle mense is eintlik maar in hulle harte rebels en wil nie onder wette en regulasies staan nie. Hulle wil maak soos hulle wil, en dit weet ons natuurlik is chaos. Ons sien dit oral in die wêreld wat dit so gaan, as dit chaos. En dis waaroor Paulus praat. Paulus sê, as ons 'n wet het, sal ons daarteen rebelleer. Paulus het in die tyd groot geword van die Torah. Die Torah het die mense hele lewe reguleer, 2000 jaar terug, as jy 'n Jood sou gewees het. Daar was natuurlik die reinigingsrituele, daar was die koskook, hoe jy dit moet doen, daar was wette wat jou verhoudings met jou familie en jou gemeenskap hanteer het, jou finansiële toestand hanteer het, en natuurlik ook wette wat jou verhouding met God gehanteer het, die rituele, die liturgie, al uit begoeders. So 2000 jaar terug is jou hele lewe beheer deur die Torah. En natuurlik was daar baie duidelik ook daarteen rebellie, en selfs het die Here Jesus met sekere wette van sy tyd nie saamgestem nie, en hy het dit openlik gesê, alhoewel hy ook gesê het, hy het nie gekom om die wette vernietig nie, maar uiteindelik gekom om die wette vervul. So wat is dan die probleem? Die probleem, vriende, met wette is dat dit rebellie by mense bring. Die oomblik as jy weet, jy mag nie dit doen nie, dan wil jy dit eintlik doen, en ons sien dit natuurlik by baie kinders, en omdat ek 'n deeltydse skoolbusbestuurder is, kan ek dit maar op die skoolbus sien. As jy vir kinders sê, julle moet stil sit en hulle mag nie rondloop nie, dan wil hulle natuurlik nou rondloop. As jy vir hulle sê, hulle mag nie goed rondgooi nie, mekaar gooi nie, dan wil hulle dit doen. So dis daai ingebore ding in 'n mens, dat jy in rebellie is, teen wette, teen regulasies. Ons wil dit nie doen nie, ons wil ons eie vryheid hê, en dis die probleem. Want onthou, ons is op die pad van heiligmaking. Ons groei al meer na Christus toe. Maar ons het 'n wet in ons, en Paulus sê baie duidelik, hy vertel vir ons daarvan, vertel hy vir ons in Romeine 7. Hy sê, ek verstaan nie my eie optrede nie, in vers 15, wat ek wil, doen ek nie, maar juist wat ek haat, dit doen ek. En dis waar die mens se rebelsheid dan vandaan kom. Dis maar 'n deel van ons menswees. Wat is die verandering? Wat kan dit verander? Dit kan verander as die Heilige Gees in jou hart woon. So as Jesus Christus jou transformeer en jou verander, dan kom dinge uit die hart uit. Dis die ideaal. En ek weet nie of julle al gehoor het dat Elon Musk sê, hy hier eerder iemand met 'n goeie hart is met duisende kwalifikasies. Ek weet nie of jy dit al gehoor het nie. Want met 'n goeie hart kom jy baie verder. En dis presies wat hy raak sien, hè. 'n Mens wat getransformeer is en wat 'n goeie hart het, word gelei deur die Heilige Gees. Vir hom is dit 'n vreugde en 'n eer om mooi en reg op te tree, soos 'n heilige mens wat voor sy God leef, wat in die teenwoordigheid van sy God leef.
En dit is die ideaal, dit is hoe dit moet wees. En daarom sê Paulus, hoe kom ons uit hierdie moeilike situasie uit en hy sê self, daar's rebelsheid in hom ook, om die lelike te doen. En dit sien ons in vers 24. Vers 24 staan daar, elendige mens, wat ek is, wie sal my tog red uit hierdie doodsbestaan? Hy noem hierdie stryd wat ons het, 'n doodsbestaan, hè? En dan sê hy aan God die dank, deur Jesus Christus ons Here. Wat Paulus sê, vriende, daar's geen ander manier om 'n goeie mens in hierdie lewe te wees, wat uit sy hart uit reg optree, as om by Jesus Christus te wees. Dit is die enigste manier. Alleen deur Jesus Christus, deur sy transformerende werk in ons harte, deur die instorting van die Heilige Gees, kan ons volg, kan ons loop op die pad van heiligmaking, kan ons groei. Kan ons plek vol staan in hierdie wêreld, kan ons regtig die sout van die aarde, die lig wees, kan ons deeltjie doen in hierdie wêreld, want dan kom dit uit die hart uit, die goedheid kom uit die hart uit, alleen deur Jesus Christus, geen ander manier nie. As jy sukkel met die rebellie in jou hart, vriende, die Here Jesus Christus alleen kan jou verander deur sy Heilige Gees, op jou knieë in afhanklikheid van hom. Amen. Here, dankie dat ons hierdie woord kan leer, dat ons die verandering kom in ons harte deur U, wat U Gees in ons harte instort. Amen.